Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus 13. Ons gaan twee gedeeltes daar saam lees. Die eerste deel is vers 24 tot 30. Ek gebruik die 83 vertaling van die Bybel. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: Meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle: Dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom: Wil u hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy. As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam met dit uittrek. Laat albei saam groei, tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. Dan vers 36 tot 43. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra: Verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord: Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes is die engele. So is die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Ek weet nie of ek onthou toe ek op skool was, vriende, het ek die boek oor Robinson Crusoe gelees. Ken julle die storie? Robinson Crusoe, pragtige verhaal, maar hy het 'n vriend gehad, ou Robinson Crusoe, met die naam Man Friday. Wat 'n naam. Ou Man Friday, in hierdie verhaal, kla hy oor die onregverdigheid van die lewe. Klink bekend, né? En hy vra waarom God die sonde nie straf nie. Hoekom vernietig God nie die bose nie? Klink dit daarom nou nie bekend nie, nee. Is dit nie 'n vraag wat ons maar dikwels vra nie? 'n vraag wat ek as dominee al 100 en wie weet hoeveel keer nog al gehoor het. In 'n sekere sin verwoord Man Friday die diepste begeerte van ons as gelowiges in baie opsigte. Waarom
vernietig God nie die bose nie? Waarom laat God toe dat die bose hier tussen ons aangaan, ongebreideld in 'n sekere sin? Kyk net hoe lyk die wêreld. Dis die een oorlog na die ander oorlog na die ander oorlog. Dit is korrupsie en diefstal en moord en noem dit op. Dit hou eenvoudig net nie op nie. En dit voel asof 'n dag na dag na dag net toeneem hier tussen ons. En ons voel magteloos. So asof ons hande gebind is, so asof ons wil uitroep, nie net, ons wil uitroep, hoe lank nog, Here? Het is vir my opvallend dat dit nie 'n nuwe uitroep is nie. Gaan lees maar die Psalms, hoeveel keer Dawid vir die Here gevra het, hoe lank nog, Here? Hoeveel keer het hy nie gevra, Here, wanneer gaan U hierdie booswigte uit my lewe verwyder? Hulle wat my wil doodmaak, hulle wat my te na wil kom. Dis seker een van die grootste vrae waarmee ons worstel. Hoe lank nog, Here? Nou is dit vir my baie interessant as ons baie mooi die evangelies gaan deurlees. Dan sien ons dat die disippels in 'n sin dieselfde gevoel gehad het, maar dit nie noodwendig so uitgedruk het soos wat ek dit vanoggend gedoen het. Hulle het soms na Jesus se manier van optrede gekyk en gesê, hoekom is Jesus so rustig? Hoekom is hy so open, amper akkommoderend, so sag ten opsigte van hulle wat in sonde aanhou en die boosheid? Hoekom beoordeel hy dit nie? Hoekom vat hy dit nie net weg hier nie? Hulle wou hê Jesus moet meer beslis, meer ferm optree. Hulle was bang in 'n sekere sin dat sekere sondes ongestraf sou bly en dat sommige sondaars by God se oordeel verby sou glip. Daar's mooi voorbeelde daarvan. Neem byvoorbeeld die Samaritaanse dorp wat nie vir Jesus blyplek wou gee nie. Hulle wou gehad het die Here moet hierdie plek afbrand tot op die grond. Neem maar net hoe hulle baie keer die kinders weggehou het van Jesus af. Hoe hulle uiteindelik die ouens wat verkeerd geleef het, soos die Saggeus byvoorbeeld. Jesus gaan eet by hom. Hoe Jesus toelaat het 'n vrou wat blykbaar nie goeie sedes gehad het nie, toegelaat word om sy voete te was. So kan ons die een voorbeeld na die ander opnoem en gaan kyk 'n bietjie na die reaksie van die disippels in daardie opsig. Vanoggend het ons hier 'n gelykenis. En daar's 'n paar van hierdie gelykenisse wat so na mekaar vertel word, wat ons uiteindelik koninkryksgelykenisse kan noem. En wat is die doel van 'n koninkryksgelykenis? Die doel daarvan is dat dit vir ons die aard, die karakter en waarom die koninkryk van God daar is, duidelik wil kom maak. Ons moenie twyfel oor hoe die koninkryk werk nie en hoe die koninkryk is. Die koninkryksgelykenisse wil ons herinner ook daaraan dat die koninkryk van God nie maar net 'n stuk wensdenkery is nie, is 'n pie in the sky waarna toe ek kan ontsnap van al hierdie moeilikheid wat ons in hierdie wêreld beleef nie. Die koninkryksgelykenisse wil vir ons sê dat die
koninkryk van God het naby gekom. Hy's hier. Hy's hier tussen ons. Want, sê Matteus in hoofstuk 4, die koninkryk van God het in die persoon van Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom. En ons kan sien dat die koninkryk hier gearriveer het in dit wat Jesus doen. Ons sien dit in die genesings, die mense wat siek is, wat skielik gesond word, hoe Jesus Lazarus uit die dood uit opwek, hoe Jesus bose geeste uit mense dryf, en uiteindelik sien ons hoe hierdie koninkryk in alle mag en krag kom, wanneer Jesus aan die kruis sterf, en die graf leeg is. Met die koninkryksgelykenisse wil Jesus vir ons die versekering gee, vriende. Niemand sal skelm by Jesus se oordeel, God se oordeel verbyglim en wegkom met dit wat verkeerd is nie. Daar sal 'n dag van oordeel wees. Dit kom verseker, sê hier die gelykenisse. God gaan uiteindelik die wanorde en die gemors en die boosheid van hierdie wêreld kom opruim en skoonmaak en wegvat. Hy gaan die kaf van die koring skei. Elke een sal kry wat hom toekom. Dit is waarskynlik die duidelikste en die sterkste waarskuwing in hierdie koninkryksgelykenis. Jy kan maar weet, God is iemand van sy woord. Die vraag is net, waarom vat dit so lank? Hoekom het dit nie al gebeur nie? Wat gaan aan? En wat moet ons, wat binne die koninkryk van God leef, hier in die tussenin tyd nou maak, met al hierdie dinge wat om ons gebeur, en wat 'n enorme impak op ons lewens soms het. Weet julle wat is vir my baie vreemd? Is dat God in sy alwysheid die bose nog steeds in 'n sekere sin 'n rol gee hier in hierdie wêreld. En vet weet, die bose doen wat hy doen met oorgawe en entoesiasme. Niks daarvan ontbreek by die bose in hierdie wêreld. Ons sien dit in die wêreld om ons. Ons sien dit in die hartseer waardeur mense gaan. Maar weet jy wat? Dis nie net in die wêreld nie. Iets hiervan gebeur soms ook binne die kerk van die Here Jesus. Dit gebeur soms selfs in my en jou lewe. Dat daar iets van hierdie boosheid op 'n manier in ons lewens uitkom. Dit hou vir ons ongelooflike gevare in, vriend. En as gelowiges kan dit maak dat ek en jy die handdoek van die geloof ingooi en opgee. Dit kan maak dat ek en jy ons toewyding, dat dit vervlou, weggaan. Dat ons uiteindelik met die wêreld om ons kompromieë maak, omdat ons eenvoudig net nie die druk wat hierdie slegte goed om ons kan hanteer nie.
Ons sien dit baie keer in die kerk ook. Die konflik wat dikwels tussen lidmate leef. Die skeuring wat in gemeentes gebeur. Die ongelooflike dat daar dominees is wat partykeer oor die tou trap en die verkeerde ding gaan doen, is tog ook duidelik. Die sentrale boodskap egter van hierdie koninkryksgelykenisse. En julle kan gaan kyk, hierdie koninkryksgelykenisse het almal omtrent iets met saad te doen, met die saad wat op die goeie grond gesaai is, die saad wat op die harde grond gesaai is, die saad in hierdie gelykenis ook. Die sentrale boodskap is, die koninkryk is hier. Hierin lê ons troos. Hierin lê ons hoop, te midde van alles. Op 'n manier is hierdie koninkryk nie 'n stuk misterieusheid nie. Dit is in 'n sekere sin 'n oop geheim. En as ons hierdie oop geheim begin raak sien, gebeur daar in ons lewens iets absoluut merkwaardig. Dit is vir my verstommend om te sien, dat daar waar die koninkryk vir ons duidelik word, en ons begin leef vanuit die koninkryk, dat ons in die eerste plek leer om geduldig te wees. Daar's 'n verskil tussen geduldig wees en om dit wat sleg is in hierdie wêreld te tolereer. Dis nie 'n kwessie van dat ek maar eenvoudig klakkeloos aanvaar dat die bose hier is en dat die bose goed om ons gebeur nie. Ek praat dit nie goed nie. Geduld is eerder lankmoedigheid. Een van God se beste eienskappe is juis lankmoedigheid. En dis presies wat die woord sê. Dis lank bly God moedig. Dis 'n dieper verstaan van God se oneindige liefde vir ons en sy genade in ons lewens. Die merkwaardigste eienskap van God, vriende, is dat hy byna altyd bereid is om mense nog 'n kans te gee. Hy's geduldig met my en jou. 'n Kans om ten goeie uiteindelik in ons lewens te verander. Ons ken dit so goed. Hoe God die onkruid uit ons lewens kom haal het. En die onkruid in ons lewens in koring verander het. En omdat ek weet, God het dit met my gedoen, weet ek ook, hy kan dit met ander doen. En daarom is ek geduldig, lankmoedig soos God, te midde van die deurmekaarheid van hierdie wêreld. Die tweede wonder wat eintlik gebeur, wanneer ons die geheim van die koninkryk begin snap, is dat ons aptyd verloor, om al ewig ander te veroordeel. Mense van God se koninkryk en mense in God se koninkryk is nie meer lus tot die ewige, om mense tot die ewige hel te veroordeel nie. En is nie ons taak nie, is nie ons plek nie. 'n Ander begeerte groei eerder in ons harte en in ons lewens.
Dis soos daai koring wat uiteindelik in die saad kom en wonderlike saad voortbring wat weer in die grond val en weer 'n nuwe lewe bring. Daai begeerte wat in my en jou groei, is om te kan vergewe. Hoe meer ek iets van die koninkryk verstaan, hoe meer ek iets van God se hart, iets van God se genade verstaan, hoe meer geduld het ek, hoe lankmoediger is ek, hoe minder wil ek mense veroordeel, en hoe meer wil ek mense absoluut vergewe. Vergewe vir dit wat hulle aan my doen, vergewe wat hulle aan ander doen. Ek en jy kan soos God boere word van God se genade en liefde in die wêreld. Kom ons kyk net vinnig kortliks na hierdie gelykenis. Dit word nou vertel dat na die boer die saad gesaai het, het die vyand, die bose, gekom en onkruid tussen gesaai. En die twee het saam opgekom. Nou die slim mense sê dat hierdie onkruid was 'n baie spesifieke soort onkruid. Dit was dollik genoem. En dollik het in 'n sekere sin baie soos die koringplantjie gelyk. Dis die eerste belangrike ding. En dis die eerste rede hoekom Jesus sê, moenie die koring, moenie die onkruid uithaal nie, want jy gaan dalk moeilik onderskei wat is koring en wat is onkruid. Maar daar was 'n ander rede ook. Die wortelstelsels van die twee plante, die koring en die dollik, het in mekaar geweef. So die oomblik as jy die onkruid uittrek, het die koring saam met dit uitgekom. Hoor net hoe die gelykenis vir ons eintlik presies dit sê wat ek tot nou toe gesê het. Wees geduldig. Die tyd sal kom wanneer jy die onderskeid kan maak. Die tyd sal kom wanneer God uiteindelik sal oes. Daai tyd wanneer die oes aanbreek, dan word die kaf en die koring van mekaar geskei, word die onkruid en die koring van mekaar geskei. Wat hierdie gelykenis my leer, vriende, is dat ek en jy nie altyd die regte insig het, of die regte gereedskap het, om reg te kan beoordeel in hierdie wêreld nie. Daarom laat ons dit oor aan God om dit te doen. Die kerk moet leer om mekaar te duld en te verdra. 'n Ruimte bied vir mekaar vryheid gee van eie geloofsgroei. En sien ons oordeel nie net die ouens baie keer daar buite nie. Ons oordeel ook mekaar. Ons kyk na mekaar se lewens. Ons skryf mekaar af en ons plak mekaar toe, omdat ons nie saamstem met mekaar nie. En hierdie gelykenis leer vir my dat ons geduldig moet wees met mekaar, nie te gou moet oordeel nie, en baie vinnig sal wees om mekaar te vergewe. Amen. Here, dit is so dat ons wil uitroep, hoe lank nog, Here?
Want dit wat om ons gebeur, en dit wat partykeer in ons gebeur, en dit wat in die kerk gebeur, is vir ons sleg en hartseer, en ons verstaan nie, hoekom U nie maar net hierdie koninkryk wat alreeds hier is en naby aan ons gekom het nie, vir ewig en altyd maar net wil vestig en die bose en die slegte wil wegvat nie. Here, help vir ons om met koninkryksoë die geheim van die koninkryk raak te sien en in ons lewens uit te leef. Help vir ons om geduldig met mekaar te wees. Help vir ons om mekaar nie te veroordeel nie. Gee vir ons die spoed van wit lig om mekaar te vergewe, van harte te vergewe. Sodat iets van U koninkryk ook in daardie optrede teenoor mekaar duidelik sigbaar word hier tussen ons. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.